Hallo en welkom by week 1 dag 2 van Elkeen Bereik 1. Ons hoop jy is net so opgewonde soos ons om hierdie reis aan te pak. Ons glo dat God nie net ander se lewens deur jou gaan aanraak nie, maar dat jy self die diep klop van sy hart gaan ontdek. Die hart van 'n Vader wat liefhet. So vandag wil ek met jou gesels oor die Vaderhart van God. Jy sien, te dikwels vergeet ons dat bo alles is God 'n Pa. In 1 Johannes 3 vers 1 staan daar: Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Wow! Jy sien, God het baie maniere gehad om met die mens se sonde en gebrokenheid te deel. Maar hy kies liefde. Hy kies om homself te openbaar as 'n Vader. En nie om ons te veroordeel nie, maar om ons na hom toe te trek. Jy sien, hy gee sy enigste seun om vir ewig verhouding met ons moontlik te maak. Nou, daar's 'n bekende teoloog en prediker, A.W. Tozer, en hy het gesê dat die belangrikste ding van enige mens is wat hy dink wanneer hy aan God dink. Wat jy van God dink, beïnvloed of bepaal hoe jy op hom reageer. Nou, sommige mense voel ver van God af. Dalk is dit omdat hulle nie verstaan wat se prys hy betaal het nie. Of omdat hulle beeld van hom as Vader skeef getrek is. Jy sien, in die 4 evangelies word God 189 keer Vader genoem. God is nie net die refleksie van 'n aardse Vader nie, maar hy is die perfekte Vader. Dit wys vir ons dat God verlang daarna om 'n Vader vir sy kinders te wees. Hy roep jou en my om sy Vaderhart met die wêreld te deel. So hier is my vraag: hoe reageer jy op hierdie uitnodiging? Wat as dit jou kind was wat verlore is? Sou jy nie wil hê iemand moes iets doen nie? Een van die mooiste maniere om die evangelie op te som is deur geloof in Christus kan ons 'n vader-kind verhouding met God hê. Nou in Lukas 15 lees ons van 3 dinge wat verlore raak: 'n skaap, 'n muntstuk en 'n seun. Nou ons ken dit as die gelykenis van die verlore skaap, muntstuk en seun, maar eintlik gaan dit oor 'n goeie herder, 'n getroue huisvrou en 'n liefdevolle vader. Jy sien, elkeen van hulle gee alles om te soek wat verlore is. En dit is wie God is. Dit is sy hart. En hy nooi jou om sy hart te dra na die wat hom nog nie ken nie. Mag jy vandag God se Vaderhart ontdek en dit deel met die wêreld.